Goeiemôre chommies. Tannie hoop dit gaan sommer nog baie goed met julle almal en dat julle 'n baie lekker week gehad het. Ons gaan die week en die volgende paar weekies van Daniel en al sy maatjies leer. Chommies, ons storie van Daniel begin baie jare terug, toe die Israeliete se koning Jojakim was. Terwyl Jojakim koning was, het hy en 'n klomp van die Israeliete in die stad Jerusalem gebly. Die Israeliete het baie vyande gehad, chommies. Onthou julle ons het geleer van die Filistyne waarmee die Israeliete beklei het en hoe Samson hulle veilig gehou het deur al hulle leiers dood te maak. Nou chommies, daar was nog baie ander mense wat nie van die Israeliete gehou het nie. En hierdie mense het ook nie vir God geken nie. Die mense was van 'n plek af wat se naam Babel is. Babel se koning was koning Nebukadneser en hy het vir Jerusalem aangeval en vir koning Jojakim gevang. Saam met koning Jojakim het hulle al die goud, silwer, die bekers, die glase en die kersse wat in die tempel was gevat. Nou chommies, onthou julle ons het geleer dat 'n tempel soos ons kerk is? So die mense van Babel het al die goed wat die Israeliete in die tempel vir God gesit het, gesteel en vir hulle eie afgode gevat. Koning Nebukadneser het ook 'n klomp belangrike jongmans wat in Jerusalem was, saam met hom gevat. Al hierdie jongmans was baie slim en baie sterk. Koning Nebukadneser het besluit om vir al hierdie jongmans sy land se taal en reëls te leer, sodat hulle vir hom in sy paleis kan kom werk. Chommies, 4 van die mans was Daniel en sy maatjies. Die koning het sommer besluit om vir hulle almal ook nuwe name te gee. Hy het vir Daniel die naam Beltsassar gegee en sy maatjies het hy Sadrag, Mesach en Abednego genoem. Chommies, terwyl Daniel en sy maatjies van Babel se taal en reëls geleer het, het hulle ook dieselfde kos gekry as wat die koning gekry het. Maar God het vir die Israeliete gesê dat daar net sekere soorte kos is wat hulle mag eet en dat baie van hierdie kos wat die koning geëet het, kos was wat die Israeliete nie mag eet nie. Daniel vra toe of hy en sy maatjies asseblief ander kos kan kry. Maar die koning se amptenaar, die man wat moes seker maak dat Daniel en sy maatjies veilig en gesond was bang dat hulle nie so sterk soos die res van die mans sou wees nie. Maar chommies, toe sê Daniel vir die amptenaar dat hulle vir 10 dae lank net groente gaan eet en net water gaan drink en dat die amptenaar dan moet kyk of hulle nie so sterk soos die res van die jongmans is nie. Chommies, ek dink dit kon nie baie lekker wees nie. Geen sweeties nie, geen koekies nie, geen koeldrank nie en beslis nie enige biltong of hot chocolate nie. Lag! Maar raai wat, chommies? Na 10 dae wat Daniel en sy maatjies net groente geëet het, was hulle sommer baie sterker as al die ander jongmans. Na 3 jaar lank het Daniel en sy 3 vriende die slimste en die sterkste van al die jongmans in die paleis geword. Hulle het ook die koning se persoonlike raadgewers geword. Met ander woorde, chommies, as die koning 'n moeilike besluit moes neem, het hy vir Daniel en sy maatjies gevra wat hy moes doen. Chommies, al was Daniel en sy maatjies gevang en al moes hulle vir hierdie koning Nebukadneser werk, 'n koning wat God nie eers geken het nie, was God nog al die tyd by hulle. God het hulle gehelp om die beste en die slimste te raak. Chommies, dit is hier waar ons storie stop vir vandag. Tannie hoop dat julle sommer 'n baie lekker week sal hê en dan sien Tannie julle volgende week. Onthou om julle groente te eet en sommer baie hot chocolate te drink om warm te bly. Bye bye!